Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is Die skaduwee van die reus, waarom die kerk vrees bo krag kies. En hierdie is episode 13 in die tema Die Kriewelrige Kerk. Ons kyk gereeld by die vensters van ons moderne lewens uit en sien hoe die samelewing voor ons oë in 'n morele afgrond afstuur. Sataniese invloede in die popkultuur, die openlike bespotting van ons verlosser op televisie, die verdraaiing van wette om onsedelikheid te regverdig en die meedoenlose stroom van anti-christelike wêreldbeskouings deur die media, kan 'n mens maklik laat dink dat die vyand 'n onstuitbare mag is. Omdat ons egter so lank reeds agter ons veilige vier mure wegkruip en die wêreld nie meer aktief konfronteer nie, het ons die vyand se propaganda begin internaliseer en die leuen geglo dat ons magteloos teen sy opmars is. Hierdie kollektiewe vrees het 'n gevaarlike gees van hopeloosheid en bedeesdheid gekweek, wat gemaak het dat groot dele van die moderne kerk bloot hunker na 'n vinnige ontsnappingsplan, sodat Jesus ons moet kom wegraap voordat dinge te moeilik raak. Ons het vergeet dat 'n fortmentaliteit ons nie beskerm nie, dit verlam ons bloot. Die oënskynlike skrikwekkende mag wat ons aan die sekulêre wêreld toeskryf, is in werklikheid nie 'n bewys van die vyand se krag nie, maar die direkte gevolg van die kerk se eie strukturele passiwiteit en weiering om in sy goddelike autoriteit op te staan. Die sleutelvers vir vandag kom uit 1 Timoteus 6 vers 12. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Die oordeenking vir vandag: ontmasker die illusie van 'n onoorwinnelike vyand. Ons diepgewortelde soeke na materiële gerief en persoonlike luksheid het nie net geestelike apatie veroorsaak nie, maar dit het ook 'n diep verlammende vrees in die weefsel van die moderne kerk gekweek. Terwyl ons vanuit ons beskermde omgewings na die samelewing kyk, aanskou ons hoe sekularisme, relativisme, korrupsie, hebsug en okkultisme wild floreer. Die popkultuur word openlik gevul met bose invloede, humanistiese agendas word aggressief in ons skole ingepomp en die media word ingespan om die gedagtes van ons vriende en bure sistematies teen die Bybelse waarheid te breinspoel. Omdat die kerk egter grootliks geweier het om die loopgrawe te betree en hierdie morele verval aktief te weerstaan, het ons die vyand se daaglikse propaganda as die absolute waarheid begin aanvaar. Ons het die bose leuen geïnternaliseer dat die opmars van die duisternis te sterk is om te stuit en dat ons pogings vrugteloos sal wees. Hierdie diep bedeesdheid het aanleiding gegee tot 'n teologie van hopeloosheid, waar Christene bloot passief sit en hoop dat die Here vinnig moet terugkeer om ons uit hierdie chaos te red, voordat die eksterne druk op ons geloof te veel eisend of pynlik word. Die absolute teendeel is egter waar. Die ontsaglike opstandingskrag wat Jesus Christus suksesvol uit die dood opgewek het, woon tans kragtig binne elke enkele gelowige. Maar dit bly bloot 'n dooie teologiese teorie totdat ons dit in die praktyk toets. Ons sal eers die bonatuurlike autoriteit en krag van die Heilige Gees ontdek wanneer ons die gerief van ons heiligdomme verlaat en die goeie stryd begin veg. Net soos die 72 disippels van ouds, sal ons eers in die vuur van aktiewe gehoorsaamheid besef dat selfs die magte van die duisternis voor die naam van Jesus moet swig. Hierdie Bybelse opdrag om te veg het absoluut niks te doen met fisiese geweld, politieke haat of aardse vyandigheid nie, maar weerspieël die radikale sigbare leefstyl wat deur die vroeë kerk gedemonstreer is. Dit beteken
om die evangelie vreesloos en openlik te verkondig en met absolute vrymoedigheid op te tree wanneer die waarheid bespot word. Dit beteken dat ons die stem vir die stemlose ongebore kinders word, protesteer teen die wetlike afbreek van morele vryhede, aktief ingryp waar kinders of diere mishandel word en ons eie materiële rykdom radikaal met die armes en behoeftiges deel. Satan verstaan hierdie geestelike dinamika baie goed. Hy weet dat hy onmiddellik en deeglik verslaan sal word, die oomblik wanneer die kerk in sy volle autoriteit opstaan. Daarom fokus hy al sy energie daarop om ons deur vrees en apatie geïsoleerd, swak, onaktief en bedees te hou. Ongelukkig speel baie moderne pastore onbewustelik in die hand van die vyand se agenda, wanneer hulle weier om die kerk te mobiliseer, kontroversiële temas vermy om niemand ongemaklik te laat voel nie, en 'n oorprikkelende boodskap verkondig, wat gelowiges aanmoedig om bloot passiewe, emosioneel aangeraakte toeskouers te bly. Terwyl ons gemaklik afgesonder in ons strukture sit en kosbare tyd mors, deur oor leerstellige kleinighede te kibbel of oor die kleur van die nuwe mat in die kerk te stry, gaan die wêreld buite onbestrede agteruit. Die sekulêre wêreld hoef vandag geen bedreiging of oppositie van die kerk te verwag nie, want die kerk het homself vrywillig ontwapen deur homself met mensgemaakte geriewe te vertroetel. Die samelewing se gewete kan nie meer deur die krag van die evangelie getref word nie, bloot omdat die boodskap nie meer van die dakke afgeskreeu word nie, wat die vyand die vryheid gee om sy agendas onverpoost voor te sit. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Die tyd het amptelik aangebreek om die illusie van jou eie magteloosheid permanent te verbreek. Jy is nie toegerus met 'n gees van vreesagtigheid, bedeesdheid of hopeloosheid nie, maar met die totale, onstuitbare opstandingskrag van die lewende God. Satan se oënskynlike dominansie in jou gemeenskap, jou werksplek en jou skool floreer slegs omdat jy ingestem het tot die leuen van anonieme passiwiteit. Dit is tyd om op te hou wag vir 'n gerieflike ontsnaproete uit hierdie wêreld en te begin besef dat jy strategies deur God geplaas is om 'n aktiewe, verwoestende impak op die duisternis te hê. Begin vandag doelbewus om die goeie stryd in jou eie onmiddellike dampkring te veg. Dit vra nie van jou om ingewikkelde akademiese argumente op te stel nie, maar om jou stem en jou hande prakties te gee vir dit wat reg, goed en heilig is. Wanneer mense rondom jou met die waarheid spot of morele verval dryf, moenie jou kop in skaamte buig om die vrede te bewaar nie. Praat openlik met vrymoedigheid en deernis. Gryp in waar jy onreg of mishandeling sien. Gee ruimhartig van jou eie finansies waar jy materiële nood aanskou en wees gereed om diegene wat jou haat te seën met 'n liefde wat die wêreld nie kan ignoreer nie. Moenie toelaat dat jou plaaslike geloofgemeenskap bloot 'n sosiale teeklub bly waar daar oor onbenullighede gestry word terwyl die wêreld moreel sterf nie. Daag jouself uit om die vrees vir openbare ongemak radikaal af te skud en loop doelbewus die risiko van 'n sigbare getuienis. Die sekulêre samelewing sal eers die evangelie hoor wanneer ons ophou om dit agter geslote deure te fluister en dit met ons daaglikse opofferende optrede van die dakke af begin skree. Stap vandag uit jou veilige skuiling uit en word die lewende bedreiging vir boosheid wat Christus jou geroep het om te wees. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ek bely dat ek die leuns van die vyand geïnternaliseer het en toegelaat het dat vrees en 'n gees van hopeloosheid my lewe verlam. Ek het gekyk na die morele verval, die korrupsie en die bose invloede in die wêreld rondom my en geglo dat die duisternis te sterk is om te oorwin. Vergewe my waar ek my vrywillig ontwapen het en in my gerieflike heiligdom gaan wegkruip het.
bidend vir 'n vinnige ontsnapping in plaas daarvan om die goeie stryd van die geloof te veg. Here Jesus, breek vandag die kettinge van hierdie bedeesdheid in my siel. Herinner my daaraan dat dieselfde bonatuurlike krag wat U uit die graf opgewek het, tans deur die Heilige Gees binne my woon. Ek wil nie meer hê dat U opstandingskrag bloot 'n teoretiese konsep in my kop moet wees nie. Ek wil dit aktief begin ervaar soos ek in vrymoedige gehoorsaamheid in 'n stikkende samelewing uitstap. Gee my die moed om my stem dik te maak vir geregtigheid, om die stemlose te verdedig en om leuns openlik met U waarheid te konfronteer. Mobiliseer my gees om my omgewing soos 'n tornado van liefde en geregtigheid te tref. Mag my goeie dade so sigbaar en kragtig wees dat die mense rondom my U teenwoordigheid onteenseglik sal aanskou. Skenk my die genade om diegene te seën wat my bespot, om my rykdom met die armes te deel en om met 'n kompromieslose vrymoedigheid van die dakke af te getuig. Ek weier om langer 'n veilige, dadelose Christen te wees. Maak my 'n skitterende lig wat die poorte van die hel sal laat skud. In U magtige naam bid ek dit. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Matteus 16 vers 18. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Hierdie magtige belofte van Jesus breek reg deur die gees van hopeloosheid en die slagoffermentaliteit waarteen hierdie oordeenking waarsku. Dit herinner ons daaraan dat die kerk nie 'n verdedigende bang groepie is wat bloot vir 'n vinnige ontsnapping moet wag nie, maar 'n aanvallende onstuitbare mag. Wanneer ons uit ons gerieflike geboue stap om die kultuur te konfronteer, beloof Christus dat die poorte van die hel, wat 'n verdedigende struktuur van die vyand is, nie die vrymoedige opmars van sy geaktiveerde liggaam sal kan weerstaan nie. Die volgende vers kom uit Romeine 8 vers 11. Omdat die gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Paulus lê hier die absolute teologiese fundament vir ons geestelike autoriteit bloot, wat die oordeenking se uitdaging om van lammers na leeu's te verander, direk ondersteun. Dit dwing ons om te besef dat die bo-menslike krag wat nodig is om die bose strukture van die samelewing te weerstaan, nie uit ons eie menslike vermoëns kom nie, maar reeds deur die Heilige Gees binne in ons geplaas is. Deur hierdie waarheid te internaliseer en aktief te begin beoefen, verloor die vyand se propaganda sy greep van vrees oor ons lewens. En dan die laaste vers kom uit Matteus 5 vers 14. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Hierdie metafoor van die lig en die stad op 'n berg weerspieël die Nuwe Testamentiese mandaat van absolute openbare sigbaarheid, wat in skerp kontras staan met die moderne neiging om ons geloof privaat en anoniem te hou. Dit verduidelik aan ons dat die kerk sy fundamentele aard verloor wanneer dit homself binne die 4 mure afsonder om te kibbel oor onbenullighede, terwyl die wêreld in morele duisternis verval. Ons is geroep om van die dakke af te skreeu en sigbaar te wees met ons dade, sodat die samelewing se gewete weer deur die krag van die evangelie getref kan word. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons gesels weer. Tot volgende keer. Shalom, shalom.